Paulus is besig om met die mense te praat, hoe ook tussen mense optree, tussen mense lewe wat nie gelowiges is nie. Hy begin die gesprek deur te sê dat as 'n ongelowige jou nooi om by hom te kom eet alles. Moenie bekommerd wees oor wat jy gaan eet nie. Maar as hy vir jou sê, ek het hierdie aan my God geoffer, moenie dit dan eet nie. Nie omdat dit verkeerd is nie, nie omdat jy iets gaan oorkom nie, maar wat jy vir hom wil wys, dat jy jou God eer, en nie sy God nie. Paulus sê, hy probeer so te lewe, dat hy nie aanstoot gee nie. Dat hy so lewe, dat mense naby hom wil wees, dat mense na hom wil luister, dat hy mense nie kwaad maak nie. So in elke situasie, vra hy vir homself, in hierdie situasie, wat is die beste ding om te doen, dat mense uiteindelik by God gaan uitkom, by my God, by die ware God. En daarom sê hy, of jy eet of drink, of wat jy ook al doen, doen dit om God te eer. Moenie 'n ander God eer nie. Moenie 'n ander God aanbid deur wat jy doen nie. Moenie iemand wat op die verkeerde pad is, staaf en steen in sy verkeerde pad nie. Hy gaan jou toets daarin, moenie dit doen nie. As jy jou nie toets nie, is dit oké. Wees sensitief vir die mense tussen wie jy lewe, dat die manier waarop jy lewe, hulle nie aanstoot gee nie, maar terselfdertyd nie valse gode bly ondersteun en aanbid nie. Leef so dat jy dit duidelik is wie jou God is, en dat jy jou God wil eer. Doen dit op so 'n manier dat ander nader kom, dat ander naby jou wil wees. Hoe gaan ek en jy dit doen? Hoe gaan ek en jy lewe by ons werk, by ons skool, by ons familie, dat die manier waarop ek lewe mense nader trek en nie afstoot nie, maar dat dit duidelik is wie my God is, en dat ek my God aanbid, en dat ek vir my God lewe. Dis waar wysheid inkom, en dis waar dit inkom om mensgerig te lewe, om op mense te fokus. Dis waar dit inkom wat Paulus gesê het, vir die Jode het ek 'n Jood geword, en vir die Grieke het ek 'n Griek geword, en almal word ek wat hulle is, nie om dat ek aanvaar word nie, maar om hulle vir Christus te wen. Lewe ek en jy aanstootlik, dat mense nie naby ons wil wees nie? Het Christendom 'n instrument geword waarmee ek mense wegstoot? Of lewe ek so dat mense na my toe kom, dat ek mense aantrek, sonder om onduidelik te wees oor wie my God is? Hoe gaan ek en jy vandag lewe? Here God, dankie dat ons vry is, dankie dat ons gered is. Dankie dat ons ten volle vir U kan lewe. Maar Here, leer ons dat ons vryheid nie misbruik om mense af te stoot. Ons vryheid nie misbruik om onsigbaar en onhoorbaar te word nie. Leer ons om so te lewe dat ons mense aantrek, dat mense naby ons wil wees. Leer ons verder om so te lewe dat as mense by ons is, hulle weet, hulle sien, hulle hoor wie ons God is. Amen.